Goed, ons praat vandag met meneer Karel van der Gryp, die voorsitter van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging. Meneer Karel van der Gryp, wie en wat is die ANC en watse boodskap het die ANC vir ons volk, veral nou in 2024 met die verkiesing wat voorlê? Dankie Dirk. Ja, mens moet besef dat om te vra wie en wat die ANC is 'n baie lang gesprek wat mens daar om kan hou en te verduidelik. Maar kortweg, die ANC het ontstaan nadat dit duidelik was dat die Herstigte Nasionale Party besig was om die pad van suiwer Christelike Afrikaner nasionalisme te verlaat en prys te gee vir getalle. En dat dan en onder andere die betrekking van Dan Rood. Daar was lede in die Herstigte Nasionale Party wat dan hulle misnoot daarteenoor uitgespreek het, en dan is daar dan stappe geneem teen daai lede, en is baie van daai lede dan ook uit die ANC geskort om rede hulle nie wou neerlê by die bywoning van KAF, en ook die betrekking van Dan Rood om vir hom 'n platform daar te stel om te kan artikels skryf en sy idees te kon uitleef of verkondig deur die spreekbuis van die Herstigte Nasionale Party. Daar is verskeie vergaderings gehou om dan dit te keer en die ANC dan op die regte pad te hou. Maar ja, die keuse is toe maar deur die hoofbestuur dan gedoen, of deur die leierskorps, dat hulle eerder Dan Rood dan bo getroue lede en oudstryders van die ANC verkies het, en het ons dan die saal verlaat. Dit was duidelik dat daar 'n leemte ontstaan het in ons Afrikaner volk, dat daar geen organisasie verder was wat op die suiwere basis van Afrikaner nasionalisme die stryd kon voer nie. En dat oom Janie Brink, oom Hendrik de Wet en so ook oom de Ridder en daar verskeie oud lede wat dan saam besluit het om die Afrikaner Nasionalistiese Beweging te stig. Ons besef die Afrikaner Nasionalistiese Beweging, die ANC, is nie 'n politieke party nie. Om rede van die begin af het ons die bestel verwerp en dat ons dan ook nie aan verkiesings sou deelneem. Die ANC is uit en uit daar om nasionalisme, die liefde vir die eie, vir jou God, jou volk, jou taal, jou kultuur, jou tradisies in jou vaderland te laat herleef. En dat dit dan ook die selfrespek van ons volk sal laat herwin, dat hulle kan besef, maar ons het nie hierdie land deur slegtigheid verloor nie, maar alleenlik deur verraad en agteraf gekonkelry, soos onder andere die artikel 235 wat in die grondwet vervat is, en dan ook die Afrikaner akkoord wat Constant en Key en die klomp meelopers en uitverkopers onderhandel het sonder toestemming van die Afrikaner volk. U sal goed gewis, alhoewel u nou bietjie baie jonger is, dat Constant Viljoen het na 'n groot volksvergadering 'n beroep gemaak dat ons nou geen keuse het om aan die verkiesings te gaan deelneem nie. Daar is uitgeroep deur 'n Engelse dame, you are traitor, waar almal toe vir hom geskreeu, hy's 'n verraaier. Min wetend het hulle geweet dat hy al agter hulle rug daardie dokument gaan opstel het. En hy het 'n belofte daar gemaak dat hy nie die Vryheidsfront sou registreer om aan die verkiesings deel te neem nie. So die ANC as organisasie sê dat hierdie land is ons land. Ons het hom van niemand gesteel. Die blank Suid-Afrika, soos Dr. Verwoerd dan ook gesê het, die gedeeltes wat histories aan die wit man behoort, moet ook na die wit man toe kom. Maar dit wat histories aan die swart man behoort, moet ook teruggaan na hom toe. Dis nie gronde wat deur die Afrikaner volk van die swart man ontneem is nie. Dit is gronde wat deur die Britse imperialisme
van die swart man ontneem is. Ek bedoel, Zululand het ons volk altyd gepraat van Zululand en ook was die bedoeling daarmee dat Zululand in die toekoms sy onafhanklikheid sou gekry het en so al die tradisionele swart gronde. En wat nog daarby by sou gevoeg geword het, was nog grond wat histories aan die blanke behoort het, wat daarby sou bygevoeg het om dan ook daai tuislande vir hulle ekonomies haalbaar te maak. So die ANC sê dat blank Suid-Afrika, die swart gronde uitgesluit, is ons vaderland. Ja. Die Republiek van 1961 is ons vaderland. En ons roep die volk op om te getuig en te sê in die openbaar, hierdie land is ons land. Ons het hom nie gesteel nie. Is wettiglik ons land, wat deur verraaiers en uitverkopers oorhandig is om die internasionale geldmag gewillig te wees. Net soos Paul Kruger 'n stryd gehad het teen die uitlander oor stemreg, het daai selfe vyand die swart man kom gebruik en sy stemreg kom gebruik in blank Suid-Afrika as verskoning om 'n oorlog te regverdig teen die Afrikaner volk en so ook dan die kommunisme aan te wend om ons te vernietig. So die boodskap wat die Afrikaner nasionalistiese beweging aan die volk het is, behou julle selfrespek, hierdie land is julle land. Ons het op die grens vir ons omgeveg, ons het gesing, ons vir jou Suid-Afrika. Dit is ons land, dit is die land, as ons kyk, al die republieke wat ontstaan het, van die Kaap af, die Vryburgers, reg deur tot in 1961, al daai klein republieke tesame is blank Suid-Afrika, dit is ons land. Dit behoort aan ons. En dit is wat die Afrikaner nasionalistiese beweging dan aan die mense sê, dat ons die stryd voer op Christelike Afrikaner nasionalisme. En weer eens, dit is die liefde vir jou volk, jou land, jou kultuur, tradisies en jou God. En dit is hoekom Dr. Malan dan ook daar oproep gemaak het, keer terug. Dis net kortliks, wat ek vir jou kan sê, ons verwerp hierdie bestel, ons verwerp die mense wat hierdie volk wil lei tot aanvaarding van hierdie bestel, ons verwerp die mense wat sê dat ons moet in rade saam met die anti-kris gaan sit en die ongelowiges wat ons God drie-enig gelykstel aan alle gode van die wêreld om te gaan onderhandel vir 'n plekkie in die son in hierdie land. Ons is 'n gelowige volk. Ons voorouers was gelowige mense wat hulle geloof op God gestel het. En al kon hulle nie in die toekoms insien nie, het hulle geweet deur hulle geloof en hulle dade sal God se wil ook geskied. En so kom die ANC dan ook vandag na die mense toe om te sê, verwerp hierdie bestel en die mense wat jou wil verkneg. Dis die eerste tree na vryheid. En dis die eerste tree van ware geloof. Wat ek kan nie sê wat vorentoe, as ons versamel as 'n volk, buite hierdie bestel en 'n mag word, en ons geloof op God vestig, sal God se wil geskied. En ons het ook in God se hand sien in alles, elke ding wat met ons gebeur, ook in die toestand waar ons vandag sit. En dan moet ons vra, hoekom? Ja. En dit is omrede ons nie meer op God alleen begin vertrou het nie, maar op die mens en die humanisme en die wêreld se vriendskap wat ons nagejaag het. Ja, daarbij kan ek ook sê, soos oom Jaap gesê het, geen volk verkry sy vryheid deur om dit van sy vyand te vra nie. Ek dink dit is goed van toepassing op vandag. Ja, as oom Jaap het by geleentheid sê, as jy nie bereid is om te veg vir jou vryheid nie, dan verdien jy dit nie. En dan sal jy dit verloor en sal jy van hierdie aardbol afgevee word. En sal daar in die geskiedenisboeke nie eers na jou verwys word nie. Sal jy verdwyn in vergeeteltyd. Die punt is, wat se selfrespek het 'n mens as ek 'n bate het? Wat se selfrespek het ek as my vyand kom of 'n rower kom
en hy dreig my met oorlog en geweld, dat ek dan vir hom sê, nee, maar dit is joune, maar ek is bereid om te onderhandel vir gebruikersreg. Ja. En dit is waar ons volk sit. Ons moet terugkom tot die punt, hierdie land is ons land, en ons as gelowiges moet erken, dat ons hierdie land uit God se hand ontvang het. En dat ons leiers, soos Esau gaan handel het. En baie van ons besigheidsmanne en groot besigheid in Suid-Afrika, het soos Esau gaan onderhandel, en veral ook sportsemanne, gaan handel soos 'n Esau, wat hulle land, hulle vryheid, hulle godgegewe land, gaan oorgee het vir 'n pot lensiesop, vir die materie, en soos ek net nog sê, die aanvaarding in internasionale wêreld. Ons het uit die Statebond uit wetenskap dokter verwoord, om vry te wees. Al die jare het ons gehinker na vryheid om los te wees van Brittanje en van die wêreld, om onsself te regeer, en ons kinders op te voed in Gods weë. Maar wat gebeur daarna? Daarna, toe verlang ons terug na die vleispotte van Egipteland. En dit is tyd dat hierdie volk moet besef, hulle het verkeerd gehandel, en dat ons tot die besef moet kom, en ek het dit al paar keer vir die jong mense, en vir almal sê, ons moet in die openbaar, dit van die bergtoppe af verkondig, hierdie land is ons land. Ons onderhandel nie oor ons eiendomsreg van hierdie land, wat deur God aan ons voorgeslagte gegee is, en ons erfpand nie. Baie dankie.